Ek het so in die eerste diens gevra, ek weet nie of, ek hoop ons het daai skyfie nog van die kerk, toe, daar is hy. Ja, ek kan dit tog waag. Wil jy nie 'n bietjie vir die ou vrou daar langs jou sê, hoekom dink jy het kerke torings? Of hoekom het sommige kerke torings? Waag gou, draai gou na iemand en sê, hoekom dink jy het kerke torings? Ja, dankie. Is daar iemand wat wil waag en sê, hoekom dink jy het 'n kerk 'n toring? Ek hou daarvan, ek hou van daai, dit is baken van hoop in die middelpunt van die dorp. Almal sien dit raak, nê? Ja. En hy wys ook mos nou boontoe, nê? So dit wys na God toe. Dit wys na God toe. Ja, dis sodat mense die kerk kan raak sien. Nogal, maar ook op die einde bewus kan wees van God, nê. En daarom is kerke, dit is, ek lees so vroeg as die 6de eeu na Christus, is kerktorings al in gebruik, of is kerke gebou met kerktorings. En het die kerkklok ook in gebruik gekom. Torings is hoër as die dorpie gebou, hoër as die gebou in die dorpie, sodat mense dit kon raak sien. Was 'n baken van hoop, absoluut, nê. Sommige het ook 'n tydhou-funksie gehad. Dit is gebou met 'n horlosie of 'n klok. 'n Klok wat gelui is op 'n bepaalde uur sodat mense kon tyd hou, nê. Ook bewus kan wees van die ritme van die lewe. God wat die ritme van die lewe geskep het ook. Kerktorings help ons om vir God raak te sien. En kerkklokke, ja, dit maak ons bewus, nê. En dan het gesê, die kerkklok sê, kom Sondag, kom. Nee, kom na die erediens toe. Kom hier waar die gemeente saam is. Kom aanbid die Here. Hy moet aanbid word. Iets van sy grootheid, heiligheid, nê. Soos ek ook nou gebid het in my aanvangsgebed, daai mooi gebed uit Jesaja 44, as jy dit weer wil gaan lees. Jesaja se gebed wat sê, wie is daar soos God? Hy is die eerste en die laaste. Nee, Johannes haal dit ook weer aan daar in Openbaring, nee. Jesus wat dit ook sê, ek is die eerste en die laaste. Nee. Heerser oor alle magte, die enigste ware rots. En dit is asof die kerkklok ons ook daaraan wil herinner. Nou sommer net so 'n gemeentelid het hierdie foto vir ons geneem met sy drone. Dit is van ons eie kerkklok. Weet of julle dit herken nie. Daar staan op, as jy nou mooi daarbo kyk, dan staan daar op 1968. Dis wanneer hy gemaak is. En hy is ook daai tyd toe die kerk gebou, kyk die gemeente so 'n bietjie ouer, net toe die kerk gebou is hierso, toe is hierdie klok bestel, glo saam met die het ek nou gelees, die St. Michael's en All Anglican Kerk daar in die Kaap, hulle het ook so 'n klok bestel daar vanuit Europa, nee, want dis waar hulle dit gemaak het. Dit is baie spesiaal gemaak, hierdie klok, spesiale koper, en dis ook gestem. 'n Klok word gestem, het julle geweet? Want daai frekwensie, hy lui verskillende frekwensies, en daai frekwensies moet, soos dit nou die fisici sê, nee, soos daai golwe nou interpoleer, dan vergroot dit die klank, maar dit is ook in harmonie, nee, sodat dit mooi klink, anders is die klok vals. So die klok is baie spesiaal gemaak, baie duur, ek weet so 'n paar jaar gelede, meer as 10 jaar gelede, het iemand vir ons al R70,000 aangebied vir hierdie klok. Hy is baie spesiaal. Ek lees die ander dag, hy sal kyk in Gauteng se klok gesteel, baie hartseer. Groot skade. Toen David sê vir my, toe hy ingebou is, het die meeste kontrakteurs het nie kans gesien om hierdie klok vir ons op te sit, omdat hy so swaar was. Die klok alleen, dis nou nie die meganisme saam nie, die klok alleen is meer as 100 kg swaar. So om dit nou opgelig te kry en daar vas te maak, dit moes nou nogal 'n groot ingenieurs plan gewees het, nee. Ons kerkklok, hy lei ongelukkig nie meer nie. Julle sal sien ook op die prentjie, hy is 'n bietjie geroes, die meganisme, slim ouens sê nou, dis 'n risiko as hy kan losbreek en dan kan hy val, en behalwe dat hy iemand kan seermaak, gaan groot skade wees. So, ja, ek hoop iemand maak op 'n dag 'n plan, en sê, kom ons bou 'n kloktoring, en dat is om van onderaf kan trek of iets, ek weet nie.
Maar so 'n paar jaar gelede het die klok gelui in ons gemeente op Vrydag. Kan julle onthou van julle wat hier is, nê? Of 12:00, Vrydagmiddag. Om ons aan 3 goed te herinner. Om ons te herinner, Sondag is kerk te bid vir die eredienste, vir die dominees wat moet voorberei, en ook sommer vir hulle lewens en hulle gesinne. En die derde een was om te bid vir huwelike. Dis vir die gemeente baie belangrik. Miskien moet ons dit weer doen, né? Ek los dit in julle midde. Dalk is daar iemand wat geroep word en sê ek sal 'n champion, ek sal die projek hardloop. Ek los dit in julle midde. Veral die laaste vraag, waaraan dink julle moet mense vandag herinner word wanneer hulle die toring sien of die klok hoor? Ek los dit in julle midde. Waaraan dink julle moet mense vandag herinner word as hulle die toring sien of die klok oorlei? Kom ons maak ons Bybels oop by Romeine 8. Romeine 8 vanaf vers 12. Dit is ook die leesrooster se fokusteks. Daar's baie kerke in die wêreld wat hierdie week hierdie teks onder andere gaan lees. En dit is my altyd lekker om te weet ons is al veranker in die wêreld en saam met die kerk oor die wêreld om saam 'n teks te lees. Baie keer vra ouens vir my, dominee, hoe besluit jy nou wat om te preek? Ek hou daarvan. Kyk, dit is mos nou so dat elkeen van ons het ons gunsteling tekste, nê? En so jy's in die versoeking om half oor en oor dieselfde goed te preek en die leesrooster help jou, forceer jou om met tekste besig te wees wat jy nie sommer sou kies nie. So help die leesrooster ons ook om die volle kanon te lees. Ons het die hele Bybel, ons moet by al die tekste stil staan, nê? So die leesrooster help ons daarmee. Ag, ek deel dit sommer met julle. Eendag vra iemand vir my, Dominee Johan, maak jy jou preek uit die internet uit? Ag man, ek gaan raak ook stil by die Here. En natuurlik gebruik ek al die slim ouens om my te help, om te dink oor wat ek moet sê, om die teks bloot te lê, sodat ons hoor wat die Here vir ons wil sê. Natuurlik, ons tree in gesprek, in dialoog met al die slim manne, nê. In die verlede het die ouens baie die boeke afgehaal. Ja, deesdae doen ons dit via die internet. Ons kry idees, ons kry beelde. Ek wil vandag vir julle 'n paar stories vertel. En ja, ek het van hulle op die internet gekry. Kan ek dit maar bely? Nee. Ek gebruik nog nie vir ChatGPT nie. Wees rustig daar, hè. Maar ja, ek deel dit sommer met julle. Dit is hoe ek die Here van hierdie teks gegee het en kan ek bysê, sommer dadelik wys. Dit is een van my gunsteling tekste, Romeine 8. Sal in julle arsenaal ook wees. Romeine 8. Ongelooflike hoe die evangelie hier aan ons blootgelê word en die wonderlike troos uit hierdie gedeelte en vanoggend as ons vanoggend saam dink oor die Heilige Gees. Oor sy rol. Ons het nou gesing 'n paar keer ook in ons liedere. Ons gaan weer, maar as ons daaroor gaan saam dink. Romeine 8. Hou asseblief jou Bybel oop sodat jy gereeld kan terugwys vir jouself ook. Kom ons bid net eers saam en vra die Here. O Heilige Gees van God, U is hier. U woon in ons. Kom beweeg tussen ons. Kom as wind en reinig ons. Kom as vuur en suiwer ons. Kom as dou en verfris ons. Oortuig en bekeer ons en wy ons hart en lewe aan U. Vir ons eie welsyn en tot U verheerliking. Here Heilige Gees, kom vul ons met U self. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Romeine 8 vanaf vers 12. Julle sal sien dit begin met die woordjie daarom. Dit beteken eintlik moet 'n mens die voorafgedeelte ook lees want dit verwys nou daarna. Paulus het so pas iets van die verlossing blootgelê, verduidelik en nou sê daarom dan, broers en susters, het ons 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige aard om daarvolgens te leef nie. Want as julle volgens julle sondige aard leef, sal julle sterf, maar as julle deur die Gees die praktyke van die liggaam doodmaak, sal julle leef. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Julle het immers nie 'n gees ontvang van wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie.
Nee, julle het die Gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is. En deur hom roep ons Abba, Vader. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders is ons ook erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ek is oortuig dat die lyding van die huidige tyd nie vergelyk kan word met die heerlikheid wat bestem is om aan ons geopenbaar te word nie. Met vurige verlange wag die hele skepping daarop dat die kinders van God openlik bekend gemaak sal word. Want die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan, nie uit eie keuse nie, maar deur hom wat dit daaraan onderwerp het. Die skepping hoop om self vrygemaak te word van verslawing aan die verganklikheid, met die oog op die heerlike vryheid van die kinders van God. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug, ja, in geboortepyne verkeer. En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees as God se eerste gawe ontvang het, sug innerlik, terwyl ons uitsien na ons aanneming tot kinders, die bevryding van ons liggame. Ons is immers verlos in hoop, maar die hoop wat gesien kan word, dit is nie regtig hoop nie. Want wie hoop nog op wat 'n mens reeds kan sien? Maar as ons hoop op dit wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Ja, miskien maak die formuleringe mens dit so 'n bietjie moeilik om sommige van hierdie goed te verstaan wat Paulus nou sê hier, maar kom ons kyk of ons dit kan bloot lê, dat ons dit beter kan verstaan. Die bekende skrywer Mark Twain klim by geleentheid op die trein om sake te gaan doen by sy bestemming, maar voor hy nou opklim, stap hy so rond, hy sien hier staan die portier, die ou wat die bagasie oplaai op die trein, en hy staan nou met sy aktetas en hy wonder nou by homself, sal hy nou sy aktetas by hom hou, of sal hy dit vir die portier gee om saam met die ander bagasie in die bagasieruim te bære? En hy vra vir hom hierdie vraag en sê, "Ekskuus meneer, dink u hierdie aktetas van my is sterk genoeg om die reis in die bagasiekompartement te oorleef?" 'n vraag wat ek en jy nou daar op die lughawe op Johannesburg ook sal vra. Nee, ek maak sommer 'n grapie. Die man het Mark Twain se tas geneem en dit met mening op die platform neergegooi. Geskok kyk Mark Twain. Dis wat hulle in Philadelphia met u tas gaan maak, meneer. En toe tel hy op hierdie aktetas en hy slaan hom so 5-6 keer teen die kant van die trein. Hy sê, meneer, dit is wat hulle in Chicago met jou tas gaan doen. En daar vat hy die tas en hy gooi dit weer so op die platform neer en hy spring op die tas sodat die papiere so uitpeel by die aktetas. En Mark Twain staan net so geskok en toe kyk. Hy sê, meneer, as u beplan om enigstens verder as Sioux City te reis, stel ek voor, u hou maar die aktetas by u. Ja, Twain het hierdie belewenis opgehaal en dit as 'n beeld gebruik om te sê, dit is hoe die lewe my en jou soms hanteer. Jy voel soos bagasie, soos die aktetas wat mishandel word, magteloos uitgelewer aan omstandighede waaroor jy nie beheer het nie. Ons as ouens, dink ek by myself, wat vir ons kinders en ons kleinkinders sou kon sê, hey, ons het 'n wêreldpandemie oorleef. Onthou julle dit? Ja, dit was om ingrypend, nee. En die slim ouens sê, dit gaan waarskynlik nog in die volgende 20-30 jaar weer gebeur. Ek wil nie daar gaan nie. Maar dit was rof. Dit was erg. Ons het dit oorleef. 'n Wêreldpandemie. Al het ons self die oorlog daar in Palestina, Israel, of in die verder Midde-Ooste daar in Iran, of in die Oekraïne beleef nie. Voel ons iets van die skommelinge in die wêreld en die gevolge daarvan. Ons voel dit aan ons lyf ook. Ons voel ook dikwels magteloos uitgelewer aan die skommelinge in ons eie land, in ons eie omgewing, die dinge wat gebeur. Ek en jy beleef ook krisisse. Ja, in verskillende grade. Sommige van julle beleef dit baie erger. In ons krisistye loop Christene op dieselfde grond wat elke ander mens loop. Ons asem dieselfde, soms besoedelde lug in. Ons kry dieselfde virusse as ander mense. Ons drink dieselfde water.
koop by dieselfde winkels, kyk dieselfde TV-reekse en sport. Dankie vir die Springbokke wat gewen het. Lees dieselfde koerante en tydskrifte. Is burgers onder dieselfde regering, betaal dieselfde pryse vir kruideniersware en vir petrol. Is bang vir dieselfde gevare, beleef dieselfde druk en stres, ervaar dieselfde pyn van huweliks- en familieprobleme, kry dieselfde gevreesde siektes, gaan ook nog 100% dood en word in dieselfde grond begrawe of in 'n nismeer weggesit. Gaan jy dieselfde treurproses. Ons is deel, sê Paulus, van dieselfde sigtende skepping. Maar die verskil met elke tree wat ek en jy loop as kind van God, met elke asemteug wat ons inasem, word ons bewaar deur God. Weet ons word vergesel deur God. Weet ons word geregeer deur God. Hoe weet ons dit? Die Heilige Gees wat in elkeen van ons woon, leer ons en herinner ons daaraan. Paulus sê, onthou die groot aanneming. Onthou die groot aanneming, vers 14 tot 17. Die Gees van God wat ons elke oomblik vergesel, wil juist vir ons hierdie absolute sekerheid van ons kindskap van God gee. Ook wanneer ons soms oor die heining na die ou slawehuis loer en wonder of dit waar kan wees van my. Kind van God. En wanneer jy daaraan begin twyfel of die vyand jou wil kom lam lê deur aanklagtes en skuldgevoelens en verliese en pyne en lyding, dan wil die Heilige Gees in jou kom getuig dat jy kind van God is. Vers 16. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Nou mens moet die vers verstaan teen die agtergrond van die destydse Romeinse aannemingsstelsel. Ja, kan julle glo, daar was daardie tyd ook so iets. En die destyds was 7 getuies teenwoordig tydens so 'n aannemingsproses. As ouers nou 'n kind sou aanneem. Sou iemand die wetlikheid van hierdie aanneming ooit bevraagteken, dan is een van hierdie getuies ingeroep om onder eed te sweer dat die aanneming wettig is, dat dit 'n wettige erfgenaam is. Paulus sê net so maak die Heilige Gees herinner hy. Niemand sou ooit daaraan kon twyfel dat God se kinders syne is nie. Dat jy God se kind is. En hoewel hierdie aanneming nou 'n algemene gebruik in Paulus se tyd was, gaan Paulus met sy beeld nog verder. Want jy sien, Romeine het nooit vreemde kinders aangeneem nie. Kinders, wanneer dit plaasgevind het, is kinders gewoonlik uit 'n vriendekring of 'n bekende kring aangeneem. Vreemde kinders is vir my. Dit was ook totaal vreemd om slawe, selfs vrygemaakte slawe, aan te neem as kinders. En verder, waar 'n ouer wel reeds 'n wettige erfgenaam of erfgename gehad het, sou hulle beslis nie nog kinders aangeneem het nie. Maar nou sê Paulus, luister mooi, terwyl God 'n seun het, neem hy nogtans voormalige slawe wat hy self vrygekoop het, aan tot kinders. Dit moet jou laat dink oor sy liefde vir jou. Vers 16-17 trek Paulus nou die implikasies van hierdie aanneming tot kinders deur. Gelowiges is kinders van God, die Gees is hiervan 'n getuie. En soos reeds gesê nou, word die rol van die Gees as getuie verhelder deur gebruike wat verband gehou het met die Romeinse prosedures en seremonies tydens aanneming. Gestel die aannemende vader sou sterf en daar sy nou 'n dispuut ontstaan het oor die reg van die aangenome seun, wat in die Romeinse reg presies dieselfde reg gehad het of regte geniet het as die biologiese kind, dan sou een van die getuies na vore kon tree en die status bevestig. En op hierdie manier is die reg van die aangenome kind bevestig. Die Heilige Gees tree op dieselfde wyse vir ons in. Hy getuig,
Hy verseker dat ek regtig 'n kind van God is en daarop kan aanspraak maak op al die regte, al die voorregte van 'n biologiese kind of 'n wettige erfgenaam. Ek het dit nou 2 keer gesê. Hoe fluister die Gees in jou oor vanoggend? Jy is Abba se kind. Nou moet ek dadelik bely. Ek hoor dit nie altyd nie. Of ek vergeet dit. Ek hoor nie hierdie gefluister van die Gees nie. Ek leef dikwels binne die beperkings van 'n weeskind wat geen Vader God het of ken nie. Nou daar's hierdie mooi storie. Dis nou my eerste storie van Dr. Walter Larrimore. Hy vertel dat hy by geleentheid saam met sy vrou kuier by vriende en die buurman van hierdie vriende het 'n hond in die agterplaas, 'n baie mooi golden retriever. En hierdie retriever is in die agterplaas ingeperk deur 'n elektriese heining. Die heining het glo so 'n ondergrondse kabel gehad wat elke keer as jy dit te naby daaraan gewaag het, dan het dit 'n skok gegee. So die hond het dit nou geleer met die tyd, nê. En daarom het hierdie hond gehoorsaam in die agterplaas gebly. Sy het dit nooit gewaag om oor die heining te spring en rond te loop nie. Die strand was die oorkant die heining. Wat 'n versoeking, nê. Duidelik was daar 'n groot hinkering na die nabygeleë strand, soos dit nou maar net kan wees vir so 'n mooi hond, nê. Die Larrimore familie kuier die dag by hulle vriende, sit op die agterstoep en terwyl hulle so sit, kom daar 'n gesin op die strand verbygeloop met hulle klein hondjies. En die hondjies jaag stokke en hulle speel hier in die vlakwatertjies. En hierdie golden retriever raak opgewek, opgewonde, begin te kerm. Nee. 'n Mens kon sien hoe haar oortjies spits en haar stert entoesiasties begin kwispel terwyl sy hierdie klein hondjies dophou. En sy het stilletjies gekruip na hierdie onsigbare heining. Haar hele wese wou wees waar die klein hondjies was. Larrimore het gewonder of die hond die oombliklike skok sou waag vir die vryheid van die strand. Was die herinnering aan die pyn wat sy in die verlede al ervaar het dalk te groot, dat sy dit nie sou waag nie? Wat sou sy doen? Uiteindelik het die gesin op die strand met hulle klein hondjies uit die gesig verdwyn. En hierdie retriever het letterlik, ek wil sê van teleurstelling neergeval daar op die gras en letterlik gekermsig. Die volgende oggend knoop Dr. Larrimore geselsie aan met die eienaar van die hond en hy deel nou sy waarneming. En die eienaar van die hond begin lekker lag en hy sê vir hom, weet jy wat? Ons het al reeds 'n hele paar weke gelede die heining se elektrisiteit afgeskakel. Dit bestaan nie meer nie. En Larrimore deel in daai oomblik, hy sê, ek het skoon hartseer gevoel namens hierdie arme hond. Want dit was die pyn van die verlede wat die hond vasgebind gehou het. As hy maar net geweet het, kon sy vry gewees het om te wees en te doen waarvoor sy geskep is. Ongelukkig gebeur dit nie net met honde nie. Dit gebeur ook met mense soos ek en jy. Terwyl ons elke dag die vryheid kan vier wat die Heilige Gees vir ons gee. Ons hoef nie met of in vrees te lewe nie. Ek gaan nou ietsie daaroor sê. Maar vers 14 tot 16 sê dit so mooi. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En nou het ek dit raak gelees in die Message vertaling. Dit is so ongelooflik mooi vertaal. Sê, God's Spirit beckons. There are things to do and places to go. This resurrection life you receive from God is not a timid, grave-tending life. It's adventurously expectant, greeting God with a childlike, what's next, Papa? God's Spirit touches our spirits and confirms who we really are. We know who He is, and we know who we are, Father and children.
aangrypend. Koninkrykstyd bevestig dat alle kinders van God avonturiers is, wat elke oomblik as ware kan vra, wat is volgende, papa? Wat 'n avontuur lê nou voor? Maar ons het hulp nodig. En gelukkig het ons hierdie hulp, herinner Paulus, die Heilige Gees. C.S. Lewis sê, if you think of the Father as someone out there, in front of you, and of the Son as someone standing at your side, helping you, trying to turn you into another son, then you have to think of the Holy Spirit as someone inside or behind you. Een wat jou aanmoedig. Of hy is die go-between God, die tussenganger God, is die term wat John Taylor in sy boek The Go-Between God vir die Heilige Gees gegee het. En nou bespiegel iemand anders sê, hy het waarskynlik hierdie term gekry by L.P. Hartley, wat 'n storie geskryf het, 'n verhaal geskryf het, The Go-Between, waarin hy die storie vertel van 'n seentjie, The Go-Between, wat die liefdesbriewe tussen 'n baie ryk aristokratiese jong vrou en 'n baie arm laagklas werkersklas boer afgelewer het. Hulle liefde was verbode. Dit was nie toegelaat nie. Maar hulle het verlief geraak op mekaar. Mens kan 'n fliek daaroor maak, nê. En die seentjie, hierdie liefdesbriewe tussen hierdie twee verliefdes gebring. Niemand mag geweet het van hierdie onedele liefde tussen 'n hoëklas vrou en 'n laagklas boer nie. En dit is hoe die Heilige Gees ook is. Hy is die go-between, sê iemand nou van hom, die tussenganger tussen ons en Vader God. Hy lewer my en jou briewe, ons gebede en God se briewe, sy woord af tussen mekaar. Dis my nogal 'n mooi beeld gewees. Die Heilige Gees lewer my briewe, my gebede en God se woord, sy briewe by my af. Hy so terloops ook die tussenganger God tussen ons verlede, hede en toekoms. Hy herinner ons dat ons burgers is van 'n nuwe land, 'n nuwe koninkryk, waar ons anders optree as wat ons voorheen opgetree het. Dit is wat Paulus in daardie eerste gedeelte gesê het. Ons lewe nou anders. Ons lewe nie meer soos mense wat vasgevang is in die sonde nie. Ons is verander deur die Heilige Gees. En dan is die tussenganger God ook 'n tolk. 'n Tolk. Paulus weet dat terwyl ons hier op aarde leef en loop, dinge soms baie moeilik kan raak. Dat ons net maar daaroor kan sug, sê in vers 23. Soms so moeilik dat ons nie eers meer mooi weet wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar ons troos, die Heilige Gees weet presies, vers 26, 27. Hy kom ons swakhede te hulp. Ons tussenganger God help ons in ons radeloosheid en ons moedeloosheid. Hy is ons tolk. Ek gaan dit nou eers oorlaat. In die eerste diens het ek 'n videogreepie gewys uit 'n kinderfliek uit. Maar van hierdie pa wat vir wie dit baie moeilik was om sy gevoelens vir sy seun te wys. Vir hom te sê ek is lief vir jou. Iemand het so sy seun was 'n inventor en hy het so 'n vriendinnetjie gehad wat het ook gedoen het. Sy het iets geskep wat die pa se emosies kon vertaal, so die seun kon hoor wat die pa sê. En dan sê die slottoneel van hierdie fliek, dan sê die pa nou vir sy seun, hy's 'n eenvoudige visserman, sê vir hom hoe lief hy hom het en hoe trots hy op hom is. Hierdie instrumentjie wat dit vertaal, is die pa se emosies in sy woorde. En nou sê iemand, die Heilige Gees is ook so. Ons weet nie lekker om vir God te sê wat ons nodig het, of wie ons, wat ons vir hom wil sê nie. En die Heilige Gees wat presies weet, help ons as 'n tolk. Hierdie tussenganger God, herinner Paulus, is ons 24/7 metgesel op ons daaglikse gaan na God, Vader God toe. En hy is ook die help you go God. Hy vuur ons aan om die nuwe lewe gehoorsaam aan God te gaan leef. Paulus sou dit ook later sê dan in Romeine 14 vers 17. Hy sê die koninkryk van God is nie 'n saak van eet of drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God en vreugde en vrede wat die Heilige Gees gee. Ja, die Heilige Gees is in ons lewens uitgestort om deur ons 'n verskil in die wêreld te maak. Dis die storie van die goedgemeneerde jong man wat besluit om by sy meisie te gaan kuier, maar hy het haar nie gewaarsku nie. So hy kom half onaangekondig daar by 'n huis
en sy is nie gereed nie, sy maak die deur op, sy het al opgestaan nog, en haar hare staan in al die rigtings, getees. Nee, sien julle dit? Dis 'n ongemaklike situasie, en sy probeer dit so 'n bietjie red die situasie, dit lig te maak, en sy sê vir hom, "How do you like my hair?" En so bedagsaam as wat hy is, sê, "It looks as if it's about to become something wonderful." It looks as if it's about to become something wonderful. Ek het 'n gevoel dis hoe die Heilige Gees ook vir ons sien. Ons in die res van die wêreld mag soms in 'n gemors wees en lyk na chaos en gemors, maar hy weet iets wonderliks kan gebeur. Daarom gee hy vir ons hoop. En dis waarmee Paulus ook afsluit. Iemand het so mooi gesê, hy het gesê, as die Heilige Gees nie gestuur is nie, het alles van Jesus net op papier gebly. Dan het ons net daarvan kennis geneem. Maar nou die Heilige Gees gesorg dat Jesus die wye wêreld ingedra word deur sy woonplek in my en jou te kon maak, sodat ons hoop sal hê. Ja, hoop ook te midde van ons krisisse. Dit voel nogal soos Ernest Hemingway, wat vreeslik gesukkel het om homself as 'n skrywer te vestig. So word van hom geskryf, sy biografie. By geleentheid te verloor hy sy tas met al sy manuskripte daarin. Hy het maande lank gewerk en hy sou nou die manuskripte gebruik om 'n nuwe boek te publiseer en hy verloor dit. En hy is in sak en as, hy is so te neergedruk want hy weet hy het nie die energie om al daai werk van voor af te doen nie. Nee. Ek weet soos 'n vriend van my wat by geleentheid sy skripsie, sy hele skripsie verloor het op die rekenaar. Nee. Hy het nie backups gemaak nie. Nou ja, ou leer. Maar so daai tyd was daar nie backups nie, nee. Hy het alles verloor. En hy sit in neergedink want hy weet hy gaan nie dit kan oordoen nie. Hy gaan klaar by sy vriend Ezra Pound en hy sê vir hom dit is wat gebeur het. En verbasend reageer Ezra Pound anders as wat hy verwag het. Hy bestempel dit as 'n stuk goeie geluk. Hy sê ja, want weet jy wat, as jy dit nou gaan oorskryf, dan gaan jy van al die slegte en swak dele vergeet. Die nuwe weergawe sal baie beter wees as die oue, sê hy vir hom. En so moedig hy vir Ernest Hemingway aan om met 'n gevoel van hoop oor te begin. En Hemingway doen dit. Hy skryf dit. En uiteindelik dra dit by hierdie werk wat hy skryf om hom te vestig as een van die grootste skrywers van sy tyd en ook later, nê. Al wat hy nodig gehad het, was iemand wat hom aangemoedig het, hom hoop gegee het. Dit is die een storie. Die volgende een is van Charles Revson. Ek wonder of julle weet wie is dit. Charles Revson. Hy was die stigter van die Revlon kosmetiese maatskappy. Die dames sal nou weet wie dit is, nê. Sy vriende vra hom gereeld, kneel by hom, sê vir hom, vertel vir ons, wat is die geheim van jou spesiale kosmetiese formule? Sê ons tog, uiteindelik besluit hy self hulle sê. Hy sê, vriende, hier is my geheim. Bykomend by al die formules wat al die ander kosmetiese vervaardigers ook gebruik, het ek 'n towerbestanddeel bygevoeg. Daardie geheime bestanddeel wat ek in elke bottel verpak het is afwagtende stilte. Een van sy vriende sê, nee, kom nou, vertel nou vir ons. Jy kan ons nie langer in afwagting hou nie. Wat is die geheime bestanddeel? Wel, het Revson geantwoord, ek het nooit aan enige vrou beloof dat my produk haar mooi sou maak nie. Maar ek het haar altyd hoop gegee. Julle hoor dit, dames? Nee. Hoop is die geheime bestanddeel. Daarom het hy later ook gesê, in die fabriek maak ons skoonheidsmiddels, maar in die winkels verkoop ons hoop. En hy het gereeld na sy produkte verwys ook as hope in a jar. Hoop. Ja, daar's hoop as jy na daai potjie van die rak afval. Manne, dames, van die manne gebruik het ook mos nou deesdae. God se fabriek dryf nie net handel in hoop nie. Ons as Christene is die verkoopsagente, maar God se fabriek maak en voorsien egte hoop. Hoop wat deur niks, nie ouderdom nie, selfs nie eens die dood, ingehaal, vernietig kan word nie.
En die lewe wat gekenmerk word deur inwoning deur die Heilige Gees, is 'n lewe wat gekenmerk word deur hierdie hoop. Ja, nou moet ons dadelik herken, hierdie lewe gaan dikwels gepaard met sugte, sê Paulus ook. Mense in wie die Gees woon, is nie noodwendig altyd daar op die boonste kruin nie. Dit gaan nie altyd net goed met ons nie. Gelowiges, die gemeente, is 'n gemeente dikwels in aanvegting. Ons deel, sê Paulus, in Jesus Christus se lyding. Dis 'n feit, vers 23. Maar te midde van ons breekbaarheid en ons lyding, is ons seker van ons eindbestemming en dat God altyd by ons is. Dat ons sy kinders is. Daar's 'n toekoms in hoop, God se toekoms, en dit is 'n versekerde toekoms. Ek lees die afgelope week, iemand skryf, sommige mense glo in 'n lewe na die dood om hulle die moeite te spaar om die beste van hierdie lewe te maak. Kom ek lees dit net geweer. Sê, sommige mense glo in 'n lewe na die dood om hulle die moeite te spaar om die beste van hierdie lewe te maak. Maar gelowiges moet juist die beste maak van hierdie lewe omdat ons weet wie ons is. Omdat ons leef met hoop, om ons voor te berei vir die lewe hierna wat nog ontelbaar heerliker en beter gaan wees. Dit doen die Heilige Gees ook in ons. Die versekerende karakter van die werk van die Gees word op 'n paar plekke in die Nuwe Testament vir ons blootgelê, die 'n paar begrippe. En een van die begrippe word hier in Romeine 8 vers 23 gebruik vir die Heilige Gees. Julle kan dit weer gaan lees. Daar word na die Heilige Gees verwys as die eerste gawe of die eerste vrug. Die Griekse woordjie is aparge, aparge. Dit verwys na die Ou Testamentiese eersteling offer. Kyk, as die boer nou sy oes daar het en hy begin dit oes, dan was die gebruik, hy vat daai eerste stukkie wat hy oes, daai eerste 10de, en hy kom wy dit aan die Here, om eintlik daarmee te sê, Here, die hele oes behoort aan U. Ek is dankbaar. Ek kom gee dit, want ek weet die hele oes behoort aan U. Die eersteling offer. En nou sê Paulus op 'n soort, op 'n analogie daarvan, hy sê, die Heilige Gees is ook so. Hy's God se eersteling offer aan my en jou. Dis 'n gewaarborgde belofte wat sê, God sê, ek sal alles betaal. Maar ek het ook al reeds vir julle 'n stukkie gegee. Ek het al reeds vir julle die eerste deel gegee. Soos daai pudding in die yskas wat jy vanmiddag gaan eet. Ek weet nie of julle dit nog onthou nie, nê. As my ma so die middag by middagete die pudding begin maak het, dan het ons beklei oor wie lek die bak uit, die mengbak. Ek het eers gevra. En dan kon die ander ouens ook nog so, as jy nou die eerste keer so lek gevat het met die lepel, kan hulle ook 'n lepel kom indruk. Maar was oulik, sy het altyd so ietsie oorgelos. Maar dit beteken, ek weet, die pudding wat ons gaan eet is nog in die yskas, dit is daar, ek het dit al geproe. Ek het al die eerste deel daarvan geniet. Nee, die hoop daarvan. En die hoop behels dan ook dat ek deur die Heilige Gees die belofte ontvang en verseker word dat God Vader die volle verlossing, die volle heil aan my gaan gee. Ek sal nog van daardie pudding eet, want ek het alreeds die eerste deel geproe en dit ontvang. En Paulus se beeld help ons ook om te begryp dat die sig van die geesvervulde kerk daarom nie heeltemal dieselfde is as die sig van moedeloosheid nie. Dit is eerder soos die sug of die kreun en die pyn van 'n vrou wat in kraam is. 'n Sug wat met 'n stuk opgewondenheid en vreugde gepaard gaan. 'n Sug wat jy en ek nie vir my of probeer ontduik nie, want daar's hoop en energie daarin. Wat aan die gebeur is, gaan lewe bring, gaan nuwe moontlikhede skep. En daarom word Jesus volgelinge met hoop gedryf deur die Heilige Gees die wêreld in, na mense toe, met Jesus liefde, wat ander vertel, something wonderful is always about to happen. Something wonderful is always about to happen. Dit het my nuwe perspektief gegee die week. Kyk, ek nog gedeel die eerste diens. Jesus man, ek het slegte rekord met motors. My kar breek die hele tyd. Was omdat my pa het altyd gespog en gesê, as 'n Engelbreg se kar gaan staan, dan staan ons langs die kar. Ons weet te min. En so my rekord is nie goed nie. Maar te midde van hierdie krisis moet ek sê, something wonderful is always about to happen. Ek weet, dit sal uitwerk. Ja, dis 'n krisis. Julle krisisse is baie erger, ek weet. Daarmee word, sê Paulus ook, die vrees vir die straf en verwerping verdryf.
Gabriel Smith verwoord hierdie angs, sê wat Christene, ek en jy ook dikwels sê, verwoord hy soos volg, ek wil dit net vir julle lees, hy sê, die waansinnige skrik dat God my nie meer duld nie, dat God hom onherroepelik van my sal afwend, hom sal wegkeer van my af. Want hoeveel keer het ek u al verraai, Here? Laat ek my nie deur u leer of vermaan nie. U het reg om u van my af te keer. U hande wat altyd beskermend rondom my is, ek kan verstaan as dit wegval. Die afgrond raak groot, u hande wyk, ek val, my hart verstok, doodsweet oordek my. O God, my God, moenie weggaan van my af nie, niks kan ek sonder u nie. Ons lees iets daarvan in die Psalms ook. Wat maak ek met daai vrees? Met daai angs? Paulus sê, die bevryding van hierdie angs is ook 'n gawe van die Heilige Gees. Ons hoef nie meer in vrees te lewe nie. Ja, mens kan jou dood werk, jy sal angstig bly. Jy kan jou dood ontspan, of dood aftree, jy sal angstig bly. 'n Mens kan jou dood drink, en wat jy ook al wil probeer, jy sal angstig bly. En ironies is die woorde van Martin Gutel, wat die weerloosheid van die mens sonder God soos volg verwoord. Hy sê, baie ouens sê, ek het God nie nodig nie, terwyl hulle pille nodig het en nie kan slaap nie. Paulus sê, die Gees van God, wat in ons woon, vervang hierdie vrees met vertroue, sodat ek en jy vir God Vader kan noem. Al sê my eie gees, dat ek verlore is, en dat God my eintlik verwerp het. My eie gees sê partymal dit vir my. God se gees skep in my 'n nuwe vertroue om te sê, Here, U is my Vader. Hy vervang my vrees oor die slawerny aan myself, my eie drifte, vers 16, met 'n liefde vir God, waarin ek dankbaar Abba uitroep saam met almal wat van hierdie vrees bevry is. Johan Silje vertel 'n baie mooi storie. 'n Duitse storie. Ek weet ek het dit al in die verlede vertel, maar dit is vir my mooi om dit ook te bevestig. Van julle sal onthou hoe julle as kinders gespeel het in die straat. Die hele blok se kinders sommer so in een straat bymekaar gespeel het. Veral so in die vakansies. Weet jy of die kinders meer vandag in die straat kan speel nie. Maar hy sê, daar was een gesin wat altyd die kinders het so bietjie hier na die agtermiddag het hulle bietjie onrustiger begin raak. En veral as die boodskap nou daar van bo uit die straat kom dat hulle pa op pad huis toe is. Dan het hulle geskarrel, vreesbevange, want hulle was bang vir hulle pa. Hulle het nie 'n goeie pa gehad nie. En dit is tog ongehoord, wil hierdie storie sê. Net mense wat so slawe in verhoudings met ander is bang vir die ander party in die verhouding. Kinders is nie bang vir hulle goeie pa nie. Hulle is lief vir hom. En so is mense in wie die Gees van Jesus Christus woon. Calvin, ons hervormer, het gevra, met watter vertroue sou iemand God sy Vader kon noem? Wie sou so vermetel wees dat hy homself sou aanmatig dat hy 'n kind van God is, indien ons nie in Christus tot kinders aangeneem is nie? Hoekom sê die Gees hierdie wonderlike dinge aan ons toe? Verdien ons dit? Nee, sê Paulus. Ons verdien dit nie. Die Gees sê hierdie dinge aan ons toe, omdat Jesus Christus die prys betaal het. Vers 3. Romeine 8 vers 3. Jesus Christus het die prys betaal. Ja, soms as mens vakansie hou en jy kom terug van die huis af, dan is die huis mos 'n bietjie miwerig en benoud, want dit het toegestaan. Maar heerlik as jy eers weer al die deure en die vensters oopgooi en die vars briesie waai se deur. En iemand gebruik hierdie beeld en sê, die menswording van Jesus is die venster wat God oopgemaak het in ons bedompige wêreld, sodat die Gees soos 'n vars wind deur ons lewens kan waai en vir ons nuwe lewe en nuwe hoop kan bring. Jesus Christus het die prys daarvoor betaal. En dan word die volgende mooi storie vertel. 2 seuns, een arm, een ryk. Hulle word gevang, hulle het gedobbel. Hulle moet tronk toe gaan. Die ryk seun se pa betaal dadelik die boete en hy word vrygelaat. Die arm seun se ma werk dag en nag, lang tyd, om die geld bymekaar te maak om haar seun vry te laat uitkom. Uiteindelik gebeur dit. Uiteindelik is haar seun ook vry.
'n bietjie later loop hierdie twee seuns mekaar weer raak in die straat en die ryk seun nooi die arm seun weer om saam met hom te gaan dobbel. Maar hierdie keer weier die arm seun en hy sê, jy kan dit doen, maar ek nie, want my vryheid het die bloed van my ma gekos. As ons almal uitprobeer die wêreld rondom ons ook die verandering in ons en rondom ons te beleef, glo ek dit, dan moet ek hoop gaan leef, uitdeel, sigbaar maak. Ja, iets wonderliks kan altyd gebeur. Ek en jy moet gereed wees om dit te kan sê, mense rondom ons te bemoedig, want hoop is nie vir myself alleen bedoel nie. Hoop is vir alle mense wat sug, omdat dit vir hulle in die naam van die Here dit te gaan sê. En die Heilige Gees wat God se hoop in ons harte skryf, is dieselfde Gees wat ons wil help om in beweging te kom, wat ons tonge losmaak, wat ons harte warm laat klop, wat ons oortuig om ons tyd en ons gawes en ons geleenthede en ons besittings, ons bronne te gebruik om mense, die sigtende wêreld, te verseker van God se hoop in Jesus Christus. Amen. Kom ons raak net eers 'n paar oomblikke stil en dan dink ons by onsself, dink ons wat ons vanoggend gehoor het. Aan watter waarheid oor die Heilige Gees wil jy vanoggend veral vashou en die Here dank? Ons is vanoggend aangemoedig om in 'n sigtende wêreld die geesvervulde sug van hoop te gaan adem. Here, Heilige Gees, die gevaar bestaan dat ek of dat u gemeente nie geesvervuld leef nie. En dat hierdie sug van verwagting van wat is volgende pappa kan verdwyn. Here Heilige Gees, ek wil u toelaat om die hoop van 'n nuwe werklikheid in my hart en my gedagtes te kom kweek en my daarvan te leer. Heilige Gees, ek wil nie vergeet wat God se beloftes en plan vir my en vir u kerk is nie. Heilige Gees, laat dit tog opnuut ons eerste prioriteit wees om ons vir u koninkryk te beywer en nie om ons eie te bewaar of te beskerm nie. Here Heilige Gees, ons weet hierdie sug verdwyn wanneer ons eie belang en ons eie drome ons hartsnare roer en nie God se droom en sy beloftes van 'n nuwe toekoms nie. Wanneer die kerk haarself wil bewaar en nie wil werk en leef ter wille van God se nuwe werklikheid nie. Wanneer ons gebede net op onsself gerig raak, Here. Here, en om die sig te verloor is baie keer die gevaar van nie meer so diep en direk deur die stikkendheid en gebrokenheid van die sigtende wêreld om ons geraak te word nie. Ag, en sekerlik maak ons u hartseer, Here, Heilige Gees, wanneer ons hoop verloor en die kerk kortsigtig eerder 'n kapsule word waarin mense van die werklikheid probeer ontvlug. Here, ons wil nie 'n oorlewingskerk wees wat nie 'n boodskap van hoop of moed meer vir die wêreld kan gee nie. U Gees woon in ons. Ons ken u, Here Jesus. Heilige Gees, kom hervorm ons asseblief na die beeld van die Seun. Laat ons leef en werk met vreugde, juis omdat ons kinders van God is. U Gees getuig daarvan en mede-erfgename saam met Christus. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af met 'n slotlied wat ook iets bely van dit wat ons gehoor het in die woorde van net 432, die vers 1 en 2. Ons sing dit staande en dan bly ons staan vir die seënbede. Begin maar. Ja.
Heilige Gees, aan u die eer, u met die Seun en Vader Heer, in ene God waaragtig, op Pinkster ryklik uitgestort, laat u ons God se kinders word, sy volle heil deelagtig. O Heer, ons Heer, so verhewe ons denk, wil en strewe, dat ons waarlik vir u lewe. O Heilige Gees, ons bid u weer, Gees van ons Vader en ons Heer, maak van ons hart u woning. O lig van God wat in ons skyn, die donker in ons laat verdwyn, kom vul u tempel woning. Kom Heer, ons Heer, en versier ons met u deugde, gee ons vreugde. Heer, u is die hoogste vreugde. Mag die bron van alle lig en lewe jou lewenspad bestraal. Al skyn daar geen son en al lig geen maan in jou lewe nie. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou vrede gee. Hy sal helder lig gee aan jou verstand en sy liefde in jou laat brand, dat jy geestelik helder sien en God drie-enig in gees en waarheid dien. Amen. Amen.